Ons gaan vandag kyk uit die woord van die Here in Genesis 17, en ek gaan vir u die eerste 5 verse daar lees, en dan wil ek met u daaroor begin gesels, en as ek tyd het vandag, wil ek graag met jou oor 3 name van God praat, en dit is natuurlik nou Elohim se name in die Ou Testament, en dan praat ek nie van sy naam Jahwe nie, maar, baie interessant, wanneer ons lees van God Almagtig, of ons lees van God die Allerhoogste, of ons lees van die ewige God. Kom ons lees saam, Genesis 17. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn, en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig, en God het hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal jy jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. Hierdie naam, selfbenaming van God, ek is God, die Almagtige. Ek is Elohim El Shaddai. God, die Almagtige. Elohim El Shaddai. Hierdie naam is die naam wat ons kan sê, ek is God, die Almagtige, dit wil sê, die algenoegsame God. En dit is dan ook die sogenaamde moedernaam van God, die algenoegsame naam van God. God leer vir Abraham meer en meer van homself deur die verskillende name, en elke naam het tog sy eie besondere betekenis en openbaar elke keer iets meer van die natuur van God. En die betekenis van die naam God, die Almagtige, kom van die woordjie El, wat gewoonlik met God vertaal word, wat beteken mag of sterkte, krag. Shaddai sluit die gedagte in van mag of krag, maar dit behels die mag om te seën, te verkoop, ook uit die dood uit op te wek. So die naam Almagtige beteken dus dat die Here al die middele in homself het om in Abraham, dit is nou Abraham, se behoeftes te voorsien, en dat net soos 'n moeder wat haar baba versorg, so sal die Here, diegene wat voor hom opreg wandel, sal hy versorg. Hy sal sorg. Hy is God, die algenoegsame God, die Almagtige. Shaddai verskyn 48 keer in die Ou Testament, en dit word gewoonlik vertaal met Almagtige of Almagtig. En die woord word verbind met die woord bors, breast, beteken hierdie titel Shaddai dan, een wat versorg, voorsien, tevrede stel. So El Shaddai beteken dan dat die een magtig om te versorg, te voorsien en te seën. En in hierdie sin dan kan ons van God praat, van Elohim, as die algenoegsame alvoorsiener. Byvoorbeeld, as ons nou gaan kyk na Genesis 28 vers 3, dan sal ons sien dat Isak, die seun van Abraham, die seun van die belofte, stuur Jakob sy eie seun na die dogters van Laban, om vir 'n vrou te gaan haal met hierdie woorde. Hy sê, en mag God die Almagtige, Elohim, El Shaddai, jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word. Hoorie wat gaan El Shaddai doen, sê Isak vir sy seun Jakob in sy seun se lewe, mag hy jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word. Hierdie algenoegsame God, die voorsiener, die een wat almagtig is, hy kan dit vir jou doen. En Jakob weer op sy beurt, hy lees ons in Genesis 35,
dat toe God aan hom verskyn het, toe hy nou terugkom uit Paddan Aram, toe seën die Here hom, en God sê vir hom, jou naam is Jakob, jy sal verder nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. Hier verander God die naam. Jou naam nie meer Jakob nie, maar Israel. En hy, dis nou God, het hom Israel genoem. Kan jy glo? God praat met hom, hy sê, jou naam is nie meer Jakob nie, jou naam is nou Israel. En die Here spreek hom aan as Israel. Verder sê God vir hom, ek is God die Almagtige, Elohim El Shaddai, wees vrugbaar en vermeerder. 'n nasie, ja, 'n nasie, 'n menigte van nasies sal uit jou afstam, konings sal uit jou lendene voortkom. Wat 'n wonderlike belofte. En jy kan nou duidelik sien, omdat God die Almagtige is, omdat hy die algenoegsame God is, kan net hy dit doen. Net hy kan iemand so seën en iemand so vrugbaar maak en iemand so vermeerder, dat 'n menigte van nasies uit een man uit voortstam en konings uit sy lendene uit voortkom. Nou Isak, sowel as Jakob, het die God van hulle vader, vir Isak was hy die God van sy vader, vir Jakob was hy die God van sy oupa Abraham leer ken, as die algenoegsame God. Daarom sal jy dan ook sien, aan die einde van Jakob se lewe, in Genesis 49, sal jy lees dat, wanneer hy nou spesifiek van hierdie een seun praat, en ek praat dan nie eers van die ander 11 seuns, maar nou is net spesifiek as ons fokus op Josef, dan sê hierdie Jakob, wie se naam verander is deur God na Israel, hy sê, van hierdie almagtige God, ons praat nou van El Shaddai, wanneer hy sy seun uitspreek op sy ou dag, voordat hy sy asem uitblaas om te sterf, sê hy hierdie woorde. Dis nou Genesis 49. Josef is 'n jong vrugteboom. 'n Jong vrugteboom by 'n fontein. Sy takke klim oor die muur. Die boogskutters het hom geprikkel en hom beskiet en hom bestry, maar sy boog het sterk gebly. Die arms van sy hande was buigsaam. Die hande van die magtige van Jakob. Daarvandaan waar die herder, die steen van Israel is, van die God van jou vader, wat jou help, en met die hulp van die Almagtige, El Shaddai, wat jou seën met seëninge van die hemel daarbo, met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van borste en moederskoot, die seëninge wat jou vader ontvang het, oortref die seëninge van die ewige berge, die kostelike gawes van die ewige heuwels. Dit sal wees op die hoof van Josef en op die hoofskedel van die uitverkorene onder sy broers. En hier kan jy dus nou baie duidelik sien, dis wanneer ons praat van El Shaddai, dan gaan dit oor hierdie algenoegsame voorsienende God. So toe God hom hierdie eerste keer geopenbaar het, was dit met betrekking tot Abraham en Sarah, wat as ou mense die doodsheid in hulself gehad het, in die sin dat hulle het geen mag of vermoë gehad om kinders op hulle hoë ouderdom te verwek nie. Abraham was 75 jaar oud toe God aan hom verskyn om hom begin praat het. Toe hy 99 jaar oud was, het God weer aan hom verskyn om met hom gepraat. En God verskyn aan hom as die Almagtige, as El Shaddai. En die Here sê vir hom, ek is El Shaddai. Jy's 99 jaar oud, maar wanneer jy 100 jaar oud is, sal jou vrou, wat verskriklik oud is, saam met jou, sy sal geboorte skenk aan 'n seun en jy moet vir hom Isak noem. En dit was ook so, want God is El Shaddai. So in die lig van die Nuwe Testament is dit wonderlik wanneer ons na Jesus Christus kyk, want kyk ons na hom, dan het hy die naam, die Almagtige. En na sy opstanding uit die dood uit, word hy ook genoem Jesus El Shaddai. In Openbaring 1 vers 8 sê hy, ek is, ons praat van Jesus Christus na sy opstanding uit die dood uit, hy sê vir Johannes op die eiland Patmos, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige Shaddai. En hierdie selfde El Shaddai van die Ou Testament is die algenoegsame een in die Nuwe Testament. Want hy sê,
deur Christus sy seun, wanneer Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Ander woorde, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, wie in my glo sal nooit dors kry nie. Hy sê ook in Johannes 7, ek is die een wie na my toe kom, ek sal sy dors les. Want Jesus sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, hy wat in my glo, wat die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. So as El Shaddai, is hy die brood van die lewe en hy is die water van die lewe. Plus, hy sê in Johannes 15, ek is die wynstok, julle die lote. Jy sien, El Shaddai beteken vir my, as 'n gelowige, as 'n kind van God, dat Jesus Christus sy bloed gestort het, as voorsiening vir die vergifnis van ons sondes. El Shaddai is magtig, volgens Efesiërs 3 vers 20, en hy is in staat om te doen ver bo wat ons ooit kan bid of dink. El Shaddai, in die boek Openbaring, in Openbaring 1, Openbaring 16, Openbaring 19, wanneer jy lees van die Almagtige, in die 3 hoofstukke, hoofstuk 1, 16 en 19, hy is magtig om te oordeel. Maar Shaddai, wat ons nou vertaal word met borsbrest, daar is ook 'n konnotasie in hierdie woord, wat 'n betekenis het van berg, mountain, en hierdie naam impliseer dat God soos 'n berg is. Hy is almagtig en in staat om in al ons behoeftes te voorsien en sterk vir ewig soos die berge. Wanneer die volle kombinasie gebruik word, is die naam dan El Shaddai, wat beteken God almagtig. En hierdie naam verwys dan na die mag en voorsiening van God in die lewe van sy mense. God, die God van die berge, is onderhouder van lewe. En hy is alles wat ons nodig het om van te lewe. En dan ook, alles wat 'n pasgebore baba nodig het om van te lewe, is in die moedersmelk. Van die moedersbors kry die baba versorging en krag. So die gelowige van Shaddai. Nogtans vind ons dat hierdie volle mag van God is in hierdie naam El Shaddai, en dit is dat wandel voor my, sodat ek vir jou kan voorsiener wees. En dis wat ons gesien het in Genesis 17 vers 1, ek is God die Almagtige. In Genesis 35 vers 11, ek is God die Almagtige. En dan lees ons ook verder in die woord van die Genesis 43, mag God die Almagtige met jou saamtrek. En dan ook in Genesis 48 vers 3, God die Almagtige het aan my verskyn. En dit is dus een van die wonderlike name van God in die Ou Testament, wat ons geweldig raak lees in die boek van Genesis. Maar daar is ook 'n ander naam. En dit is die naam wat vir my so mooi is, in Genesis 14, wanneer ons lees daarvan vers 17 af, dat, en dit is 'n baie kosbare woord van Abraham hierso, dat toe hy teruggekom het van sy oorwinnings oor die konings van Sodom, toe lees ons in vers 18, het Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring, wat 'n priester van God die Allerhoogste was. En hy het hom geseën, en hy sê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die 10de van alles. Vers 22. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En hier lees ons die Allerhoogste God. Ons het so ver gekyk na die Almagtige, maar nou sien ons die Allerhoogste God. En hier word dit ten minste 4 keer gebruik, net in Genesis 14 alleen. El Elyon, waar ons nou nog gepraat van El Shaddai, praat ons nou van El Elyon. En wanneer ons sê God die Allerhoogste, El Elyon, Elohim, Elyon, dit is, as ons dit sê, het ons die internasionale naam van God. Want die naam Elyon beteken letterlik die hoogste. Elyon beteken dan oppermagtig. Dit is om die hoogste in rangorde te wees. Ander woorde, hy is bo alle ander, allerhoogste, die hoogste, die oppermagtigste.
Almagtige, want El beteken mos ook mag of krag, en wanneer van toepassing op God beteken dit, hy is die sterke, die almagtige God, hy styg uit bo alle ander. Ons God is die God van die gode, hy is Elohim van die Elohim, hy is die hoogste God, daar is geen ander God wat voor hom kan staan. So die fundamentele gedagte is, dat die Here God, die Almagtige, hy is die Here van die Here, hy is die God van die gode, hy is die hoogste en die meerdere onder alle gode, hy is inderdaad die allerhoogste God, of soos wat ons dan nou ook lees in Deuteronomium 10:17, want die Here julle God is die God van die gode en die Here van die Here, die groote, magtige en gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem. Om hierdie rede is die naam 'n uitdrukking van die feit, dat in die geleedere van alle ander is hy die hoogste. Hy is die enigste ware God, die opperheerser, die allerhoogste. So die naam Elyon verwys in die besonder, ook as jy na die Nuwe Testament toe gaan, na Jesus Christus. Want daar staan in Lukas 1 vers 31 en 32, kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, hy sal groot wees en die seun van die allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Hy sal seun van die Allerhoogste genoem word. En in elk geval waar die naam Allerhoogste of Hoogste voorkom, is dit 'n direkte verwysing dat die Here God is die Almagtige, maar die opperste heerser en regter in die geleedere van die hemelse en die aardse heersers. So in hierdie internasionale naam van God, is hy die God ook oor die heidense nasies. In Nebukadneser sou dit selfs ook erken het, as jy gaan kyk in Daniël. So in Christus Jesus staan ons in 'n besondere verhouding. En weet jy wat? Dis eintlik skokkend, maar is wonderlik. As jy Lukas 6 vers 35 lees, dan staan daar, maar julle, dis nou Jesus wat aan die woord is, moet julle vyande lief hê, en goed doen en leen, sonder om iets terug te verwag. En julle loon sal groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedentierend oor die ondankbares en die slegtes. Julle sal kinders van Elyon wees. So hierdie algenoegsame God, hierdie Allerhoogste God, ons is kinders van hom in Christus Jesus. En dan die derde naam wat vir my so mooi is die naam El-Olam. Ons het gekyk na El Shaddai, El-Elyon, nou El-Olam, die ewige God. Dis daar in Genesis 21, lees ons in vers 33, en hy het 'n tamarisk. 'n Tamarisk is 'n plant, maar eintlik 'n tipe van 'n boom, ons noem dit eintlik 'n altydgroen boom. Hy is in Berseba geplant, en daar die naam van die Here, die ewige God aangeroep. Ons sal van dit praat as 'n immergroen struik of boom. Dit is 'n tamarisk. En hy sê, en toe het Abraham daar 'n tamarisk geplant, en hy die naam van die Here, die ewige God, El-Olam, het hy aangeroep. Van ewigheid tot ewigheid is die God, die ewige God, El-Olam. Dis die beskrywende naam van God, wat van die God van die eeue of dispensasies of tydbedelinge is. En die omstandigheid waarin die bekendstelling van hierdie naam El-Olam was, is toe Abraham se naam verander is na Abraham. En Abraham het in hierdie omstandighede 'n lap bome aangeplant, en hy die plek Berseba genoem, of Berseba genoem, waar hy toe die naam van El-Olam aangeroep het. So die naam El-Olam is die naam van God, wat die eeuoue proses van die verskillende opeenvolgende fases van sy doelstelling met die mens deursien, voltooi en tot heerlikheid bring. So die verborge waarhede van die ewigheid word slegs aan diegene geopenbaar wat glo in El-Olam, die ewige God. En jy weet, as ons nou kyk na die name van God, El Shaddai, El-Elyon, El-Olam, dan praat ons van hierdie heerlike, wonderlike skepper God, wat die almagtige is, die algenoegsame is, die voorsiener is, die een wat die hoogste is, die een wat die oppermagtige is, en ja, die een wie die ewige is. Wat 'n wonderlike God.